Wat wel 'n probleem is mense wat hulle hele lewe lank in die gemeente by mekaar kom, saam met ander gemeentelede, selfs in so van kleins af in die kerk, en hulle het nog nooit uit hulle geestelike slaap wakker geword nie. Dis 'n werklikheid. Kom ons begin. Onse genadige God en Hemelse Vader, ons dank U dat die Heilige Gees steeds besig is om die gelowiges na die waarheid toe te lei en met die kerk van die Here Jesus Christus op pad is na die ewige heerlikheid. Ons dank U dat U vir ons hierdie reis ook openbaar het in hierdie boek, en ons bid dat dit vir ons ook tot 'n bemoediging sal dien, te weet dat dit wat gebeur nie in ons hande is nie, maar in die driemaal heilige God se hande is, ons Here Jesus Christus, wat vanuit die hemel al hierdie dinge bestuur en rig volgens sy heilige wil. Ons bid dat dit wat ons dan ook vandag lees, in besonder dat dit vir ons ook tot aanleiding sal wees van blydskap en vreugde, en ook berusting om te weet dat U met ons op pad is. Ons vra dat U ons sonde en tekortkominge vergewe. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Goed, ons het gekom tot by Handelinge 20 en ons gaan daar vanaf die eerste vers lees. Nou net ter agtergrond, ons lees in die eerste sin dat nadat die oproer verby is, ons het dit behandel verlede keer, dit was 'n insident wat daar plaasgevind het in Efese, waar die ambagsmanne wat die beeldjies gemaak het vir die hemelkoningin Diana wat aanbid was, wat in oproer gekom het en wat die apostel Paulus en sy disippels daarvan aangekla dat hulle die mense verlei weg van hierdie groot afgod wat hulle tot dusver gedien het. Maar die eintlike inleiding tot hierdie gedeelte is in vers 21 van hoofstuk 19, en toe hierdie dinge verby was, het Paulus hom voorgeneem om deur Macedonië en Agaia te gaan en na Jerusalem te reis. En hy het ook gesê, nadat ek daar gewees het, moet ek Rome ook sien. So die apostel Paulus absoluut gerig in dit wat hy besig is om te doen. Hy moet na Jerusalem reis. En dan word hierdie insident vertel wat ons so pas van genoem het, en nou in hoofstuk 20 kry ons nou die besonderhede van daardie reis. Nadat die oproer verby was, het Paulus die disippels na hom geroep en gegroet, en hulle het vertrek om na Macedonië te reis. En hy het daardie streke deurgegaan, en nadat hy hulle met baie woorde bemoedig het, in Griekeland gekom. En daar het hy 3 maande gebly. Maar toe die Jode teen hom saamspan, terwyl hy juis na Sirië sou afvaar, het hy besluit om deur Macedonië terug te gaan. En tot in Asië het Sopater van Berea hom vergesel, en
en van die Tessalonisense Aristarchus en Secundus, en Gaius van Derbe, en Timotheus, en uit Asië Tychicus en Trofimus. En hulle het voortgegaan en in Troas op ons gewag. Maar na die dae van die ongesuurde brode het ons van Filippi uitgeseil en binne 5 dae by hulle in Troas gekom, waar ons 7 dae deurgebring het. En op die eerste dag van die week toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede gerek tot middernag toe. En daar was baie lampe in die bovertrek waar hulle vergader het. En 'n sekere jongman met die naam van Eutychus het in die venster gesit en weggesink in 'n diepe slaap. En toe Paulus nog lank gespreek het, is hy oorweldig deur die slaap en het van die 3de verdieping afgeval en is dood opgetel. Toe gaan Paulus ondertoe en val op hom en slaan sy arms om hom en sê, moenie so te kere gaan nie, want sy lewe is in hom. En hy het boontoe gegaan en brood gebreek en geëet, en nadat hy nog 'n geruime tyd gespreek het, tot dagbreek toe, het hy vertrek. En hulle het die seun lewendig huis toe weggebring en was uitermate getroos. Maar ons het vooruit op die skip gegaan en afgevaar na Assos, waar ons van plan was om Paulus aan boord te neem, want so het hy dit bestel, omdat hy self te voet wou gaan. Toe hy ons dan in Assos ontmoet, het ons hom aan boord geneem en by Mitilene gekom. En daarvandaan het ons weggevaar en die volgende dag teenoor Chios gekom en die ander dag na Samos oorgevaar en in Trogylon oorgebly en die dag daarop by Milete gekom. Want Paulus het besluit om by Efese verby te vaar, sodat hy nie in Asië tyd sou verloor nie, want hy het hom gehaas om, as dit vir hom moontlik was, op die Pinksterdag in Jerusalem te wees. So, met al hierdie mededelings, wat ons nou hier hoor, ten opsigte van die plek, en toe na daai plek, en toe na daai plek, en daar vertoef het, daarvandaan nog verder, en toe die aangesluit by die, en daai aangesluit weer op 'n ander plek, en so meer, kry ons die idee van terselfdertyd gerigtheid, waar dit vir ons miskien lyk asof hier net 'n heen en weer gereisery is. Die apostel Paulus was van plan om daar vanuit Macedonië, was hy van plan om na Sirië te reis, na Jerusalem toe. Hy is gerig om na Jerusalem toe te gaan. En dit is vir ons tussen al hierdie dinge baie belangrik, dat die apostel gerig is om na Jerusalem toe te gaan. Dit is amper iets soortgelyk, nou moet ons onthou ook, dit is dieselfde Lukas, wat die evangelie volgens Lukas geskryf het, wat Jesus skryf. Dis herinner ons terselfdertyd aan dit wat ons in Lukas 9 lees ten opsigte van die Here Jesus Christus. Op 'n sekere stadium, hy het rondgereis daarso in Judea, en hy het rondgereis in Galilea, en dan lees ons in Lukas 9, en Jesus het sy aangesig gerig om na Jerusalem te gaan. Met ander woorde, daar kom 'n stadium met al hierdie rondreisery, prediking, bemoediging, wat die apostel Paulus ook hier doen, want hy reis nie net nie, hy gaan na die gemeentes toe, daar waar hy voorheen gemeentes gestig het, en hy gaan en hy praat met die mense, en hy bemoedig hulle, maar tussen dit alles deur is daar 'n gerigtheid Jerusalem toe. Maar daar is nog ooreenkomste met daardie reis wat die Here Jesus Christus na Jerusalem onderneem het, en dit is dat daar 'n aantal disippels saam met hom was. So, al reisende word hierdie mense wie se name hier genoem word, en is baie interessant, want die 2 het uit daai streek uitgekom, en 2 kom nog uit
die eerste sendingreis wat hy onderneem het, en 2 kom nog saam met hom, al die pad uit Klein-Asië uit, en dan is daar van hulle wat van Thessalonika afkom, maar die hele tyd is hierdie manne saam met hom. Ons kan as het ware sê, ons het hier met 'n reisende teologiese skool te doen, en die apostel Paulus het nooit opgehou met onderrig nie. So, as hulle nou op die skip was, of op land was, of gereis wat, hy was gedurig besig om hierdie manne te onderrig. En as jy net later die apostel Paulus se briewe aan Timoteus lees, dan kom jy agter, maar daar's 'n lang pad wat hulle saamgekom het. Daar's, jy weet, die apostel Paulus herinner hom in daai briewe, Timoteus, soos ons geleer het, of soos ek met julle gemaak het, nou moet jy Timoteus met ander ook maak, stel ouderlinge aan, onderrig hulle, en hou by die woord, hou aan tydig en ontydig. Ons lees hier trouwens van 'n ontydige diens wat tot na middernag aangehou het, maar gedurig deur die apostel Paulus aan die onderrig, aan die leer, besoek die gemeentes, bemoedig hulle. So wanneer ons nou hier lees in Handelinge 20, hy het daardie streke deurgegaan, dis nou plekke waar hy voorheen was, Thessalonika, Filippi, Korinthe, hy het daai streke deurgegaan, en soos hy hulle deurgaan, het hy hulle met baie woorde bemoedig. En genadiglik, as die Here wil, kom ons dan nou volgende week in Handelinge 20 uit, by so 'n geleentheid, waar die apostel Paulus 'n gemeente deur middel van die ouderlinge bemoedig. En dit is baie, baie interessant as ons dit lees. Met ander woorde, ons kan dit wat ons in Handelinge 20 vanaf vers 17 gaan behandel, dit kan ons as het ware, as ons dit ingeneem het, kan ons ook aanvaar dat hy sou dit ook op ander plekke soortgelyke dinge vir die ouderlinge gesê het. So, al reisend, al onderrigtend, so is die apostel Paulus besig om sy pad na Jerusalem te vind. Ons lees hier dat hy in Griekeland was, en dis baie, baie waarskynlik, hy het 3 maande daar gebly, dis vers 3, en ons kan aanvaar, dit was baie waarskynlik die gemeente daar in Korinthe gewees, waar hy ook, so meen ons, waar hy ook daarvandaan die brief aan die Romeine geskryf het. So die brief aan die Romeine het waarskynlik sy ontstaan daar gehad. Nou, dit kan 'n mens nou gerus ook lees, die brief aan die Romeine. So, ongelooflike werksywer wat Paulus openbaar. Daar's nie tyd om te mors nie, as hy nie besig om onderrig te gee nie, dan is hy besig om briewe te skryf. En daai brief aan die Romeine is een van die belangrikste dokumente wat die Christelike leer betref, wat ons deur die Heilige Gees ontvang het. Maar hy is op pad na Jerusalem, en hy sal ook op pad wees na Rome. Nou dis nog 'n lang reeks gebeurtenisse wat ons dan nog sal meeleef hier in die boek Openbaring, hoe hy uiteindelik in Rome gekom het. Maar eers Jerusalem, net soos die Here Jesus Christus. Daar's nog 'n ooreenkoms wat ek nie genoem het nie. En dit is, die Here Jesus was op pad na Jerusalem, en daar was baie teestand van die Jode. En hier ook sien ons dat daar teestand is van die Jode. So lees ons ook in vers 3, dat hy was van plan om per skip te reis na Jerusalem, na Syrië toe, maar die Jode het teen hom saamgespan. So met ander woorde, nou daai Jode was ook op pad na dieselfde fees in Jerusalem, wat Paulus sou bywoon, die Pinksterfees. So, hy is op pad na Jerusalem om die Pinksterfees by te woon. Hier's 'n klomp ander Jode wat ook op pad is soontoe, en hulle het geen ooghare gehad vir die apostel Paulus nie. Die moontlikheid is baie groot, hulle sou hom op daai skip vermoor en sommer die liggaam oorboord gooi. So was die
haat en die weerstand wat daar op daai stadium teen Paulus was. En ons weet, soos die Here Jesus op pad was na Jerusalem, so het die haat en die weerstand in hom opgebou, totdat dit uiteindelik daar in Jerusalem 'n klimaks bereik het. So baie ooreenkomste tussen dit wat die apostel Paulus mee besig was, dit wat die Here Jesus mee besig was, met sy disippels, al lerende, maar met 'n missie. En dan nou hierdie insident wat daar vir ons vertel word, wat daar gebeur het in Troas. Nou ons moet onthou, Troas is nou weer in die Klein-Asië kant van die reise van Paulus. In Troas het hy daai Macedoniese gesig gekry, die Macedoniër wat hom daar in Handelinge 16, as julle dit nog kan onthou, in 'n droom aan hom verskyn het, en 'n gesig aan hom verskyn het, sê Paulus, kom oor na Macedonië en kom help ons aan hierdie kant. So, nou is Paulus weer terug in Troas, maar daar's 'n gemeente en hulle is besig om by mekaar te kom. En nou baie interessant, in vers 7 lees ons, hulle was 7 dae daar deurgebring, en op die eerste dag van die week toe die disippels vergader het. So hier het ons nou 'n teks wat baie lastig is vir diegene wat so daarop aandring dat die Saterdag Sabbat nog onderhou moet word. En hier is 'n baie goeie aanduiding. Daar's ander aanduidings ook, dat die eerste gemeentes wel op die eerste dag van die week by mekaar gekom het. Toe die disippels vergader het om brood te breek. Nou, brood te breek kan beteken dat hulle maar net so 'n liefdesmaaltyd saam gehad het, maar meermale beteken om brood te breek dat hulle die sakrament van die heilige nagmaal gevier het. 2 keer hierso lees ons dit, so ek dink nie hulle net daar vergader om 'n lekker ete te hou nie, ek dink hulle daar vergader om die prediking te hoor en ook om die sakrament van die nagmaal, soos die Here Jesus Christus dit ingestel het, om daardie sakrament daar saam te vier. En Paulus het hulle toegespreek sê, en omdat hy die volgende dag sou vertrek, met ander woorde, kry hierdie man regtig jammer, jy weet, hy was so begeester, maar hy weet, hy het net nog een dag, hy weet nie wat vir hom voorlê nie, hy weet nie wanneer hy hulle weer gaan sien nie, en nou gee hy maar alles wat hy het, en hy leer, en hy onderrig, en dit word al hoe later, hy het sy rede gerek tot middernag toe. Partykeer, as 'n mens preek, en jy kyk so na die gemeente, dan kan jy partykeer op hulle gesigte sien, wanneer hulle daardie punt bereik het, waar hulle nou nie meer inneem nie. Jy kan dit partykeer sien. Wel, in ander gemeentes, en hier het ons nou 'n situasie van Eutychus, wat in die venster gesit het, en daar's nou baie goeie verklaring daarvoor, dat hierdie jong man vaak geraak het, hy dalk juis in die venster gesit, om 'n bietjie vars lig van buite te kry. Maar daar het baie lampe in die bovertrek gebrand, en dit is maar fakkels, goed wat hulle daar aan die gang gehad het, so dit was alles dinge, en as dit dalk koud was die nag, het hulle die plek anders as dig gehou, so die suurstofvlakke in daardie vertrek was nie te hoog nie, en die apostel Paulus rek sy rede, en hier val hierdie ouetjie toe aan die slaap. En daar's geen veroordeling of kritiek op hom, omdat hy aan die slaap geraak het nie. Ek het al ook in my eie bediening, ek kan onthou in 'n gemeente waar ek was, een van my eerste gemeentes in Dellarywil, daar was 'n broeder wat elke Sondag in die kerk was, en die oomblik as hy in die bank gaan sit, en raak hy aan die slaap so. Nou, die hele erediens deur, en slaap hy, maar volgende Sondag is hy weer daar so. Hy het een of ander mediese probleem gehad. Maar hoe dit ook al sy, maar dit is nie die ding wat hier werklik 'n probleem skep nie. Wat wel 'n probleem is, en is nou so bietjie
van die teks af, wat wel 'n probleem is mense wat hulle hele lewe lank in die gemeente by mekaar kom, saam met ander gemeentelede, selfs in so van kleins af in die kerk, en hulle het nog nooit uit hulle geestelike slaap wakker geword nie. Dis 'n werklikheid. Mense wat uit gewoonte kerk toe gaan, wat daar is, wat die evangelie hoor, en nog nooit werklik geestelik wakker geword het nie. So dit is iets wat regtig baie hartseer is, as 'n mens daaraan dink. Ook word daar dikwels in die skrif kom die oproep, ontwaak julle wat slaap, word wakker. Dis nie maar net iets wat ons inneem en wat ons volgende Sondag weer na kan luister, en dit maak nie saak nie, daar is 'n dringendheid aan dit wat jy hoor. Die groot Engelse prediker Spurgeon het op 'n stadium gesê, you got to preach as if you are a dying man preaching to a dying congregation. Met ander woorde, jy as prediker het hierdie geleentheid en daar is dalk vir jou nie nog 'n geleentheid nie. En hierdie mense wat hier voor jou sit, daar is dalk vir hulle ook nie nog 'n geleentheid nie. Jy moet nou hierdie geleentheid aangryp. Maar goed, so die jong man het van die 3de verdieping afgeval en hy is vir dood opgetel. Hy is dood opgetel, staan hier. En nou gaan Paulus ondertoe en hy val op hom en slaan sy arms om hom en sê, moenie so te kere gaan nie, want sy lewe is in hom, wat baie soortgelyk is ook aan dit wat ons hoor, lees in die evangelies, die Here Jesus Christus, wat by die owerste van die sinagoge se dogtertjie kom en as die mense en huil, en dan sê die Here, nee, jaag die mense uit wat hier so besig is om so lawaai te maak, en so te huil, en elders ook. Maar nog verder terug in die Ou Testament, en hierdie gedeelte woorde herinner baie sterk aan dit wat ons in die koningsgebeure lees, rondom die profete Elia en Elisa, wat beide by geleentheid 'n kind geneem het in hulle arms, en dat daai kind het lewendig geword. En 'n aanduiding ook in die Ou Testament, dat God se woord bring lewe. Die profeet se handeling daarso, en God se openbaring daar, is om aan ons te wys, dat die woord lewe bring, en selfs hier, die apostel hier se handeling wys vir ons, dat hy wat die lewende woord verkondig, daardie lewende woord kan ook lewe gee, selfs daar waar die dood alreeds ingetree het. Goed, so die apostel Paulus het boontoe gegaan, en weer eens voortgegaan met dit waarmee hy besig was, brood gebreek en geëet. En nadat hy nog 'n geruime tyd gespreek het, ek dink in daai tyd was die wat slaperig geraak het, is intussen weer 'n bietjie wakker geruk, het hy tot dagbreek toe met hulle gepraat. En dan so 'n afsluitingswoord, hulle die seun lewendig huis toe gebring en was uitermate getroos. Ek dink nie net deur die feit dat die seun lewendig was nie, maar alles wat daarmee gepaard gegaan het, uitermate vertroos te wees, dat ons 'n God dien wat vir ons lewe gee op soveel verskillende maniere, soveel verskillende wyses na ons toe kom, en vir ons sê dat hy nie net die geneesheer van Israel is, soos ons in Exodus lees nie, maar dat hy ook die een is wat vir ons uit ons lewende dood uit redding gee.
en vir ons die ewige lewe skenk.